Goeiemôre julle awesome seënige. Ek hoop jy het lekker geslaap. Ons gaan vanoggend aan met Spreuke 25. En ek wil net gou weer stil staan. Besef julle hoe awesome is dit? Dat 200 plus jaar voordat Hizkia en sy manne hierdie Spreuke van Salomo ontdek, voordat hulle die effort insit om hierdie Spreuke te versamel, gee God vir Salomo die wysheid om te skryf oor konings. Want hy het geweet daar is 'n koning wat dit eendag nodig het om sy volk meer te lei. En hoor wat sê vers 3. Die hoogte van die hemele en die diepte van die aarde en die hart van konings is ondeurgrondelik. Dis te diep om te deursoek, dis te diep om te verstaan. Nou onthou julle in Romeine 13, né? Het ons gesien dat alle autoriteit kom van God af. Alle konings en leierskap word deur God aangestel. Jy kan nie net vandag wakker word en besluit ek gaan 'n leier wees nie. Die begeerte kom eers op in jou hart en dan begin God jou te toets. En hy begin jou voor te berei en te kyk of jy regtig gepas is vir daai posisie. Het jy geweet 'n koning of vir hierdie konteks 'n leier, sy hart dra diep dinge wat baie mense nie kan aandink nie. Jy sien, voordat jy 'n leier is, dink jy aan jouself. Maar die oomblik wat jy in 'n leierskapposisie aangestel word, dink jy aan die mense wat jy besig is om te lei. Die mense oor wie jy verantwoordelik is. Hierdie vers leer ons eintlik diep wysheid, vir die wat leiers is en vir die wat volg. Jy geweet daar's ons dinge in die hart van jou ouers wat ondeurgrondelik is. Die Engelse woord sê unsearchable. Jy kan dit nie verstaan tot dit nie self daar is nie. Daar's ons besluite wat hulle maak en dinge wat hulle sê en doen wat jy nie gaan verstaan nie, want jy kyk na jouself, maar hulle kyk na almal in die huis. Daar is bekommernisse wat hulle het waaraan jy nie eers kan dink nie, wat nie eers vir jou sal sin maak totdat jy in 'n leierskapposisie is nie. Jy sien, die wêreld het baie terme vir leierskap, maar Jesus kom en hy openbaar vir ons die ultimate leierskap. Hy wat God is, kom word 'n diensknegt sodat hy ons kan lei. In Markus 10 praat koning Jesus oor leierskap. En hoor wat sê hy vanaf vers 42, hy sê, maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gereken word as owersters van die nasies oor hulle heers en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. So hy praat van die leiers in die wêreld, né? So hy sê die leiers van die wêreld heers oor die mense wat onder hulle is. In Engels sê hy they lord over them. En hy sê dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. So as ons kyk na geskiedenis, is daai groot manne wat sterk is, ryk is, slim is. Goed in oorlogvoering, intimiderend. Maar hoor wat sê koning Jesus van die koninkryksleiers. Hy sê, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jy sien, die hart van 'n koning of 'n leier is ondeurgrondelik. Daar's baie wat die mense onder hulle nie verstaan nie. Maar wanneer jy 'n leierskapposisie bekleed deur koning Jesus, sal daai ondeurgrondelike, daai onsoekbare hart altyd gefokus wees op diensbaarheid. Die invloed van jou leierskap, want dit is wat leierskap is, dis invloed, sal nie wees om jouself te verhoog of te verryk, of om na jou eie belange om te sien nie. Maar dit sal wees om ander mense te bedien, sodat hulle kan beïnvloed word om te bedien, sodat elkeen wat wil groot word, 'n dienaar sal wees. Elkeen wat wil eerste wees, 'n diensknegt sal wees. Jy sien, wanneer jou hart geneig is na koning Jesus se leierskapmodel toe, die leierskapformule vir die koninkryk, dan replikeer jy jou leierskap in ander mense, want deur om hulle te dien, sal hulle jou dien en ook ander bedien. En dis hoe diep en ondeurgrondelik ons koning se hart is, want dit is te groot vir die wêreld om te verstaan. Dit is te groot vir die sondige natuur en die begeerlike vlees om te begryp. En dis die koninkryk, ek moet gee om te ontvang. Ek moet sterwe om te lewe. Ek moet bedien om te lei. Ek weet nie waar jy is in jou lewe nie. Jy is dalk die oudste boetie of sussie. Jy is dalk 'n hoofseun, 'n manager of 'n supervisor. Jy is dalk op pad om 'n pa of 'n ma te wees. Dalk begeer jy om 'n manager of 'n supervisor of 'n leier te word van een of ander vorm. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat dit gaan nie maklik wees nie.
Daar is diep dinge wat jy in jou hart gaan dink wat jy nie gaan kan deel met baie mense nie. Daar's bekommernisse en idees wat jy net gaan met die Here kan deel. Maar weet wel, dat wat ook al se leierskapposisie jy beklee, as jy suksesvol wil wees daarin, moet jy bereid wees om die minste te wees, om 'n diensknegt te kan wees, because that's how you lead by example. Bless julle, lekker dag.